Ek sê vir Anna, moet nie vir my vloek nie. En sy trek los en sy begin swets vir kilometers lank. En toe sy klaar is, toe sê sy, dis vloek. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels Land en Sand. Jannie de Tooy, baie dankie dat jy tyd ingeruim het dat ons vandag Land en Sand met jou kan gesels. Jannie, jy is nou al 55 jaar, maak jy musiek en skryf jy liedjies en sing en is op die verhoog. Ek dink daar's bitter min kunstenaars in Suid-Afrika, nie net in Afrikaans, wat al 55 jaar aan die gang is nie. So baie dankie. Ek wil sommer begin deur te vra vir jou, as jy terugskouend kyk, hulle sê ons in Engels, hindsight is perfect vision, maar as jy terugskouend kyk by nabaat, wat dink jy, hoe takseer jy jou loopbaan? Jong, ek beskou myself as verskriklik geseënd. Ja, jy's reg, daar's nie baie ouens wat al so lank al ernstig besig is en besig bly nie. So daarvoor kan 'n ou net in die eerste plek verskriklik baie dankbaar wees. En ek sou sê die wonderlike voorreg is dat ek regtig my passie uitgeleef het. Daar's sekere goeters wat deur my passie moeiliker gemaak is, maar daar's ook goeters wat maak dat ek regtig baie meer voordele gekry het en vreugdes gekry het uit musiek. Dink my keuse heel aan die begin was dat ek nie noodwendig in die eerste plek wil probeer om kommersieel te wees nie. Ek wil nie in die eerste plek my besluit neem om kom ons sê 'n gemeene smaak na te volg nie. Eerder die goed wat my regtig roer van wat ek hoor oral in die wêreld. Dan kyk hoe naby kan ek daaraan kom om in my musiek ook iets daarvan te kry. En dit het my baie vreugde gegee en dit het my ook baie geleenthede gegee. Jannie, jy het nou 'n reeks konserte aangebied wat jy die Kunstefees in die Kleine genoem het, en ek dink in die Pierneef Theater. Maar daar lê nog baie konserte die jaar voor. Vertel ons net eers van Ramkiki. Jy noem dit jou groot produksie, jou vlaggenskap-produksie vir die jaar, ja. Ja, net korreksie, dit is in die Centurion Theater in Pretoria gewees. Verlede jaar het Kobie Koen van Vonk Musiek 'n gesprek gehad met Dani Langner van die FHK. En hulle het saam besluit, dit is 'n goeie idee om iets te doen in hierdie 100-jarige viering dan van Afrikaans as amptelike taal, amper ter ere van die FHK sangbundel. En ek is so dankbaar dat ou Kobie toe sê, maar Jannie is die man, en hy het toe vir my die geleentheid gegee. Ek het dit opgeneem by Vonk Musiek, en Vonk het daai wolkie geskep, jy weet, hulle sit mos goed in 'n wolkie. Ek het nog nie my eie album gesien nie. Daar's daar 'n baie mooi logo daarvoor, waar ek met 'n gitaartjie sit. Nou, as 'n mens dan na die FHK sangbundel gaan kyk, en jy gaan goeie soek, wat regtig van waarde is, dan dink ek, baie mense sal daar natuurlik afkom op die liedjie van Jan Bous, toonsetting van 'n gedig van C. Louis Leipold, naamlik Op my ou Ramkiki. Nou, ek het toe die album gemaak, en wonderlik lekker om te dink dat ek daai liedjies kon sing. Ag man, daar's byvoorbeeld Ver in die ou Kalahari. Dit was in die FHK sangbundel van miskien 'n eeu gelede, nog nie, maar die liedjies verteenwoordig die volledige tyd wat die FHK sangbundel al daar is. En toe is die logiese stap vir my natuurlik, as ek maar al my jare doen, as daar so iets gebeur, dan probeer ek dit ook verder voer deur 'n verhoogproduksie daarvan te maak, en dis wat ek met Ramkiki gedoen het. Ek is regtig opgewonde. Ek dink nie ek gaan al die kere wat ek wil optree kan inpas in 1 jaar nie. Ek hoop regtig om in die volgende jaar of wat wyd die produksie te doen. Daar's 'n eerste toer nou al in Junie maand, waar ek so hier na die Vrystaatse kant toe gaan, daar na die Oos-Vrystaatse kant toe, en ek sing so lekker aan hierdie ou liedjies. Ek sing natuurlik Op my ou Ramkiki, maar ek noem die produksie op die verhoog net Ramkiki.
en ek noem dit nou maar my vlaggeskip-produksie, want ek wil vir die volgende tyd regtig daarop konsentreer, wat nie beteken dat ek nie meer my Koos du Plessis program, of my Jacques Brel program, of my Marie Trudeau program, of my Lucas Maree program, of al die ander goeders gaan doen nie, want ek het wonderlike mense wat saam met my werk, en dit vir my so lekker maak om die programme aan te bied, maar ek wil vir 'n tyd lank hard soek vir geleenthede om dit die produksie aan te bied, Ramkiki, en ek het ook die ATKV, wat nogal regtig sterk betrokke raak, en deur hulle takke vir my produksies verskillende plekke reël. So van albums gepraat, jy sê nou hierdie album is op die wolk, uit daarmee 'n mooi omslag. Hoeveel albums het jy al op jou kerstok, en dit sluit nou in daai sole 7 albums van wat jy destyds gedoen het toe jy begin het met trilogie? Ek raai, ek kan so 25 waarskynlik sê. So, dis nie so vreeslik baie nie, maar deur die jare konstant. Die eerste ene van trilogie, dis 'n sole 7, soos jy gesê het, was 1975. En so van tyd tot tyd, by tye was daar nie kommersiële albums uitgereik nie, toe ek vir Tukkies gewerk het en ek byvoorbeeld die musiekblyspel Lulurai aangebied het. Dit was meer maar net by wanneer ons die musiekblyspel aangebied het, was dit te koop daar, maar dit is nou nie op die openmark versprei nie. As 'n mens dit alles insluit, ek so is 25. Kom ons gesels oor die grootwordjare. Jy word hierdie jaar 75. Jy's op Heidelberg gebore, maar daar's ook 'n plaas Leeuspruit betrokke. My ouers het op Leeuspruit gebly, plaas in die omgewing van Grootvlei. Dis 'n mens van Heidelberg af ry na Grylingstad. Eintlik daai tyd Grylingstad, nou deesdae op die pad af Durban toe, ry jy van Heidelberg af na Villiers. So het halfpad tussen Heidelberg en Villiers lê Grootvlei en dan die plaas Leeuspruit. Maar dit was regtig net my jong kinderjare. Toe het ons na Belfort toe getrek, wat 'n plek is, wel ook op daai ou roete af na Durban toe. En daar het ons gebly, maar my pa het skool gehou nog steeds op Grootvlei, en die plaas Leeuspruit, wat het in daai familie nog gebly in daai tyd. So elke vakansie, elke lang naweek was ek op Leeuspruit gewees. Kom ons gesels bietjie oor jou ouers. Jou pa was onderwyser, jou ma was 'n matrone of verpleegster, en jou pa het 'n baie interessante naam wat met die Bybel verband hou. Ja, baie interessant. My pa se pa, Johannes Hendrik de Tooy, soos ek, het in Britstown se wêreld gebly in 1900 tydens die Boereoorlog. Toe moes hy pad gee daar, want een van sy agterryers is met 'n wapen gevang en hy is 'n rebel beskou. My oupa, as gevolg daarvan, dat hy besak en pak die pad vat daarvan van Britstown se wêreld, en op die vlug, al daarom hier in die Transvaal van daai tyd, is my pa gebore in die omgewing van Vogwil. En my oupa sê toe Moses was ook op vlug gewees toe sy kind gebore is, en hy gee toe my pa die naam Gersom. En die naam Gersom beteken vreemdeling. En so hy was 'n vreemdeling hier in die destydse Transvaal, weg van die kolonie af. En dis 'n interessante verhaaltjie, né? En jou oupa was onderwyser en jou ma was 'n matrone. Sy was 'n dubbel gekwalifiseerde verpleegster, met ander woorde, dit was dan nou vir kraam en algemene verpleging, en sy was die matrone van die sendinghospitaal. Daai tyd hierso in Zebedela, in die rigting baie naby aan die ou Pietersburg Polokwane. Jy het 2 susters, Alta en Riet. Vertel ons bietjie van julle verhouding en so. Ja. Man, danksy baie liefde van ons ouers, is ons drie ook verskriklik lief vir mekaar. Regtig 'n baie besondere verhouding, die tweeetjies. Alta is 3 jaar jonger as ek, en Riet 5 jaar jonger as ek. Ons sien mekaar soveel moontlik. Ons het nou net die hele lang naweek op Clarence deurgebring, die 3 van ons by Alta, en haar man Cassie en Clarence. En wat 'n tipe kind was jy? Was jy 'n gehoorsame kind en 'n soet kind, of was jy 'n rebel of ondeend? Nee, ek was 'n soet seentjie gewees. Ek het iemand het my daarvan verdink, 'n vriendin van my wat ook op Menlo Park was. Sy het my daarvan verdink dat ek die hoofseun van Menlo Park was. Toe sê ek vir 'n liewe vriendin van my, ek was nie eers 'n prefekkie, never mind die hoofseun nie. So ek was so 'n bietjie
van 'n stillerige, maar die musiek, toe daar die musiek ter sprake was ek nie stil nie, maar ek wil sê deursnee, ek was nou regtig, as jy nou deursnee ou wou hê, dan is dit nou ek. Jy het nou nog gepraat van die FHK en jy toe jy baie klein was, baie ure bestee om plate te luister, langspeelplate van Mimi Koortse, wat nou Onder andere, ja. pas oorlede is, en haar FHK liedjies. Beslis, ek was baie mal oor daardie album van daai jare, die langspeelplaat en maar ook na ander, ons het nogal, jy kan nou dink in daai tyd, The Sound of Music, natuurlik, en die langspeelplate, en nie te lank daarna nie, daarom die Beatles, en wye verskeidenheid, ek is reg gemal oor musiek. Toe jy 'n tiener was blykbaar, het jy Charles Jacoby en Santa Foster, was dit haar jodel wat jou... Ek was verlief op Santa Foster. Ek het haar 'n paar jaar gelede genooi. Ek het haar opgespoor natuurlik via Facebook en haar oorgenooi. En sy is intussen oorlede, maar toe ontmoet ek nou die heldin van my kinderjare in dit. Inderdaad, jy weet op Balfour sou Charles Jacoby een keer 'n jaar kom, verseker. Saam met hom hierdie pragtige meisiekindjie wat toe ek nou haar ontmoet, te besef ek goed, sy's so 3 jaar ouer miskien as ek gewees, maar sy was vir my pragtig as sy op daai verhoog staan en jodel. Daai die stemmetjie sal my lewe lank my bybly. Maar natuurlik ook Charles Jacoby se liedjies en sy jodel, en dan op daai verhoog was saam met hom nog 'n ou. Hy was die towenaar Ling Shu. Ek dink hy's waarskynlik maar ou Gert Jacobs of iemand, jy weet. Hy was beslis nie 'n Chinees nie, maar hy was gewoon pragtig toer, so ek was mal oor die spannetjie. In die laerskool, was dit op Balfour gewees of op Grootvlei? Nee, op Grootvlei, waar my pa skool gehou het. So ons het op Balfour gebly, daar was ook 'n skool, maar met my pa, jong van 1925 af, op Grootvlei skool gehou het, was dit nou net logies, ek ry maar saam met hom, en ek het op Grootvlei laerskool my standaard 5 behaal. Voor standaard 5 was jy in standaard 2 die aard van die saak. Jy was 'n weerhaan. Was dit die eerste keer op die verhoog en nogal in Engels, en jy het hierdie verskriklike poëtiese woorde, beautiful moon, crystal and clear, shines like a beacon to comfort and cheer. Why serenade the moon's silver beam when you can sing praises to beautiful cream? Het jy daar begin dink aan 'n loopbaan in musiek of op die verhoog? Was dit nou toe nog buite jou verwysingsraamwerk? Ek dink dit was te ver buite my verwysingsraamwerk ook. Met die sangkompetisietjies regtig goed gedoen, en ek breek altyd daaroor my gehoortoetse was uitstekend geweest, maar nie my prakties nie. Was nie so besonder goed geweest. Bietjie lui, en meneer Loots by Menlo Park het vir my gesê, Jannie, as jy nie gaan oefen nie, los dit. Hoekom hou jy aan om klavier te wil speel as jy nie gaan oefen nie? En hy was heeltemal reg geweest. Ek het eintlik na die tyd gedink, dit was so 'n goeie skuif ook in my lewe, want as ek miskien baie ernstig, verskriklik baie geoefen het, sou ek dalk 'n goeie pianis uitgemaak het, wat dikwels dan 'n uitvoerende loopbaan op die klavier tot gevolg het, en waar sou ek dan Afrikaanse liedjies geskryf het? Ek sou waarskynlik nie liedjies geskryf het nie, jy weet. Jy het al gesê daar was baie min Afrikaanse ligte musiek of goeie Afrikaanse ligte musiek in daai tyd wat jy groot geword het, maar toe het LM Radio vir jou soort van 'n wêreld oopgebreek in Donovan Leitch. Ja, ek is maar altyd nog 'n Donovan fan tot vandag toe. Ek het net regtig gevind dat ek hoor dwars oor die wêreld goeters wat my regtig inspireer. Sodra dit by woorde en musiek kom. Ek kan nogal regtig luister na instrumentale musiek, veral as 'n mens dit lewendig bywoon. As jy gaan sit en luister en sien hoe speel daai ouens die jazz, of 'n klassieke pianis, of 'n klassieke gitaris, of 'n doodgewone instrumentalis van enige aard. Maar sodra daar taal bykom, dan het jy my baie meer opgewonde, want ek weet my eerste gawe is eintlik taal. En musiek is ek net baie dankbaar dat ek dit ook gekry het, want dit is 'n voertuig vir taal, as jy dan jou woorde in 'n liedjie kan invoeg, en dit word dan taal en musiek bymekaar, en dan maak jy my baie gelukkig. Jy het nou gesê jy het in standaard 8 het jy klavier gelos, maar
Was dit 'n matriek of wanneer nie, is jy toe na die Metro Cycle House oor kan die Staatsteater in Pretoria toe saam met 'n vriend van jou? Dis reg, ja. Dit was inderdaad dieselfde jaar. Die oomblik toe ek opgehou het met die klavier, het ek besluit, nou moet ek plan maak om 'n ander instrument te kry. Ja, ons het ek en Teddy het in die bus geklim. Daar was nog nie 'n Staatsteater toe nie, maar waar die Staatsteater nou is, baie bekend, Metro Cycle House. 2 gitare gekoop, 'n bloue en 'n bruine. Ek het die bruine gekry. Met my geluk het die bruine sy stemming behou. Die arme ou Teddy se wou nie lekker in stemming bly nie. En ek dink dit het 'n bietjie sy moed gebreek. Gelukkig het myne gehou. En ja, ek sal nooit ophou dankie sê vir die geleentheid om te begin gitaar speel en vir hoe dinge deur die jare net ontwikkel het nie. Ek geniet die gitaar regtig nou nog meer as ooit van tevore en ek speel sonder twyfel baie beter gitaar as ooit van tevore in my lewe. Ja, die gitaar is maar lekker. Alhoewel ek moet sê ek het lang tye by die klavier toe later deurgebring toe ek in die 80er jare my musiekblyspele geskryf het. Lulurai, Gaanstans en Rip en ook my voorafgaande programmetjie luister na die liedjies. Het ek by die klavier gaan sit en by myself gedink, my wêreld, hier sien ek nou wat ek besig is om met gitaar te doen of wat ons trilogie besig om te sing in harmonie en ek verstaan nou hoe al die goed. Nou verstaan ek hoekom ek daai tyd arpeggios moes leer en so aan en ek het baie klavier gespeel en eintlik al my komposisies in die 80er jare op die klavier geskryf. Daar was amper 'n uitdaging wat jou meisie in matriek met die naam Sunny, Ja, liewe Jannie en Sunny, Ja. vir jou gegee het oor Afrikaanse ligte musiek. Ja, ek het dit my eie uitdaging gemaak, maar sy het maar net soos wat so baie van ons en ek moet eerlik sê in die diepste van my wese het ek eintlik saam met haar gestem. Nee, heerlikheid wat ons hier hoor in Afrikaans, ag nee. En sy het gesê daar sal nooit goeie Afrikaanse musiek wees nie. En ek het gedink, man, as ek luister wat maak Donovan Leitch met sy taal en hy bring dit by musiek uit, daar's 'n digterlikheid van die begin af in Donovan se tekste gewees en 'n klomp ander ook, die folk kunstenaars van die 60er jare, daar was altyd 'n digterlikheid en dis wat ek van hou. Daar bietjie iets nuuts, nie herhaling die heeltyd nie, 'n nuwe gedagte, 'n nuwe miskien boodskap soms of net eenvoudige mooi inhoud. Dink nou maar aan Dylan se Forever Young. Dis 'n gebed. Dis net eenvoudige gebed. Mag die liewe Vader vir jou seën. Mag jy in die mooiste gebed wat Dylan bid vir iemand. En sy sê, may your song always be sung. En ek dink altyd by myself van al daai mooi dinge wat Dylan mens daar toewens is vanuit die gesigspunt van 'n ou wat skryf, sê mag jy ouens altyd jou liedjie bly sing. Kan jy dink wat 'n mooi wens is dit eintlik vir iemand, né? So dit het ek in daai tyd gehoor by Tony en Jan, by Mynie Groewe, by groep 2. Daar was regtig mense wat vir my ook hoop gegee het. Maar die deursnee het my laat sê ek dink ons kan dit beter doen. Jy is toe weermag toe of lugmag toe by Valhalla en jy het blykbaar baie geëiwol. Man, weet jy, ek was in 'n stadium was ek 'n korporaaltjie daar rond gewees. Weet, Sunny was daar in Pretoria jong. Ek het 'n bietjie by Sunny gaan kuier. Dis mos om die draai. En ek sal nooit vergeet die volgende jaar, die jaar na ek die jaar wat nadat ek in die lugmag was, is ek by RAI en ek ry van Pretoria af hiernatoe, Johannesburg. En daar's 'n lugmag ouetjie wat staan in hike. En ek stop, ek tel hom op. Hy ry so rukkie saam met my toe, kyk hy my so, hy sê vir my, aren't you the corporal that AWOL so much? So, nee, dit is wel so. Ek moet dit maar nou erken. Ek dink hulle, my vorige veroordelinge sal hopelik deur hierdie tyd vergewe word. Jannie, jy het nou RAI genoem. RAI was pas gestig, maar jy het toe gaan regte swat. Hoekom het jy op regte besluit? Wel, loopbaan voorligters van die tyd. Ek het gesê ek hou verskriklik baie van Latyn, ek sou eintlik baie graag tale wou swat. En die voorligters van die tyd het vir my gesê, jy kan niks met taal doen nie. Pieter, stem jy saam met die kerel wat vir my dit destyds gesê het? Natuurlik nie. So, ek dink nie dit was die wysste stukkie raad nie, maar
ek is tog wel dankbaar dat ek tog maar toe gaan regte studeer. Ek sê jong, as jy dan nou so mal is oor Latyn, gaan studeer regte. Die meeste ouens sukkel hulle dood met Latyn. Jy gaan met Latyn maklik deurkom wat dit so is. En natuurlik toe het ek vir 'n redelike verlengde studieloopbaan het ek myself toe gekwalifiseer met 'n B.Juris LLB en daarna daarom die leerklerkskap gaan voltooi, toegelate prokureur, maar ek kan nie sê dat ek spyt is oor dit wat 'n ou geleer het in terme van die regte nie. Die regsopleiding van die 70er jare, moet ek vir jou sê, was baie interessant en ek dink diepgaande. Ou het 'n redelike insig gekry. Ek het ook die insig gekry dat dit nie is wat ek moet doen nie. Maar RAI benewens nou die regte wat jy daar studeer het ook eintlik op 'n manier jou loopbaan in 'n rigting gedruk. Ja, Want ons gestel selfs oor Sterrel en Hilton. Ja, Sterrau was RAI in daai stadium, oral waar jy die lettertjies RAU kon inkry. Daar was selfs 'n rou ruk. En Sterrau het by rou rukke gespeel. Was 'n rou rukke dans. 'n Rou ruk was gewees. En toe ons op pad is af, ons gaan toer toe in Natal en ons ry verby Hilton College. Daar in die Midlands. En toe sommige van my mede-trilogielede het ander verduidelikings daarvoor en dis alles goed, maar ek onthou dat ons Hilton College gesien het en ons het besluit, dit klink nogal cool, jy weet, die band Hilton klink baie meer cool as Sterrau. En toe het ons getoer daar langs die suidkus af met die naam Hilton. Vriend Andy Lubbe is nou al 25 jaar aan die gang met, 20, nie skyn so die 20 jaar aan die gang met sy in die Bosfees en hy was lid van Sterrau, lid van Trilogie saam met my. Met Trilogie, Sterrau en Hilton het 'n trilogie geword. Dalk moet ons net eers vinnig sê, Prof Gerrit Viljoen, wat die rektor was, het julle ook bietjie gerepedieer of probeer stil maak? Nee, dit was 'n ander personeel dit. Hoe is dit? Ons het hom Prof Gerry Rek genoem. Gelukkig nee, dit was nie hy. Daar was wel, ek sal 'n ongenoemde personeel het wat gesê het, nee kerels, dis maar wragtig te erg. Dit was verskriklik hard en ek gee toe, dit was verskriklik hard. Maar dit was dan net Sterrau. Trilogie was 'n folkgroep, né? Ons het van die begin af, eintlik al 71 het Morg Jacobs, Franso en ek begin saam sing saam met ander vriende en dis eintlik die begin van Trilogie. Bietjie parallel ontwikkel met die rock gedeelte, die rock en die pop en die klipharde musiek, jy weet. Vertel ons van Trilogie. Julle was op die ou end 4, julle was aanvanklik net 3, Andy het bygekom dink ek, toe word julle 4, maar julle het die Trilogie naam behou of hoe dit gewerk? Ja, Trilogie, eintlik Clive Dobbel het bygekom. Ons was eers net Morg, Andy en ek. Maar dus juis in Sterrau kom die jong mannetjie wat verskriklik goed kon lead gitaar speel en ook bas en wat sommer besluit het hy wil die pedal steel gitaar onder die knie kry. Ongelooflike slim ou gewees, ingenieur, elektroniese ingenieur en hy kom toe by en hy het 'n pragtige lekker lae bas kon sing. So hy het later bygekom. Koenie spot nou nog met ons. Hy sê altyd, julle kon baie mooi sing, maar julle kon nie tel nie. 4 ouens wat Trilogie geword het. Kom ons praat 'n bietjie oor jou en Andy se vriendskap. Hy's een van die groot geeste agter in die bos op Nelspruit en so aan. Maar julle is nog steeds baie goeie vriende oor al hierdie dekades. Ja, ons het maar net baie goeie musiek maak goeie pelle. Dis nou maar so. As jy ernstig saam musiek gemaak het. Ek weet daar's ook ouens wat beklei. Ek en Andy het nog nooit beklei nie. Ons bly net baie goeie pelle en hy het nou pas by my kunstefees in die klein het hy en sy seun Murray kom saam sing op die verhoog gewees met ons produksie Margaretha Straat. Nou, dit was dan nou so lekker om ou Andy weer 'n slag. En ons het 'n trilogie liedjie gesing. 2 van die 4 maters is nie meer met ons nie, Clive en Morgie, maar Andy se seun Murray het absoluut sy pa se stem geërf en hy's 'n jong klein seentjie gewees. Dan het hy al 'n 3de harmonie begin saam sing met my en Andy. So hy het regtig ons het heerlik aan trilogie liedjie gesing by die fees nou. Jy het vertel in jou boek van so 'n relletjie met die sporthoof van Tuks en dat hy gesê het hoe sportmense saambind en om saam musiek te maak is op 'n ander vlak. Jy daai raak gelees. Dit was, ek moet weer 'n keer sê, dit was nie die sport
persoon gewees nie, ekskuus, maar wel 'n personeellid, 'n baie hoë personeellid by Tukkies. Ek het net in 'n stadium gesê, luister, mense, ons het regtig 'n bietjie meer geld nodig. Ons is besig om, ek dink, op artistieke vlak wonderlike goed te doen, maar ons het geld nodig gehad om bemarking behoorlik te doen. En ek het toe gaan gesels met die onderhawige persoon en die het toe vir my gesê, ek moet verstaan waarom sport die geld moet kry en nie kultuur nie, want sport is 'n saambindende faktor. Die spangees in so 'n groep is wonderlik en bevorderlik en dis meer. Nou natuurlik het die persoon nie in 'n koor gesing sodat hy daai selfde ervaring kon kry van saam met ander mense musiek te maak nie. Ek wil amper sê dikwels 'n diepergaande vriendskappe wat uit die musiek saamwerk kom, dalk nog uit sport, terwyl ek 'n ontsettende groot sportliefhebber is, geen twyfel daaroor nie. Ja, ek het net gedink, goeie genigtig, kan 'n ou nie sien dat presies dieselfde eintlik geld vir die saamwerk as 'n koor of as 'n groep soos wat ons toe gehad het nie. En ek het inderdaad, maar sommer Ines Benadi wat die Lulurai karakter was in my musiekblyspel, ons het tot vandag toe verskriklike goeie vriende en uit daai paar jaar, 7 jaar wat ek by Tukkies gewerk het ek die wonderlikste vriende. Kom ons gesels net oor uw eerste toonsetting van 'n gedig. Dis van A.G. Visser wat die dokter op Heidelberg was baie jare voor jou en Emma Renzi gevang het. Maar vertel ons oor die Rosa Rosarum gedig wat jy getoonset het van A.G. Visser. Ja, my pa het om die waarheid te sê ook vir dokter Visser gesien op Heidelberg, hoor. Visser, ek het gekyk, dit gaan nagaan, is in 29 oorlede. En dit beteken my pa moes hom ergens tussen 1925, toe hy in daai wêreld aangekom het in 1929, geraadpleeg het. Maar goed, as jy in daai wêreld groot geword het, dan gaan jy A.G. Visser liedjies of gedigte leer. Dis nou maar net so. En as mens dink aan die pragtige toonsettings wat daar ook al van tevore gedoen is oor van A.G. Visser se werk, dit is regtig omdat hy so 'n wonderlike digterlike en ek wil amper sê musikale styl van skryf gehad het. Maar as jy daar op skool was, dan leer jy A.G. Visser gediggies en ek sou raai dat ek Rosa Rosarum, toevallig dan ook Latyn, dat ek Rosa Rosarum seker in staat 2 geleer het. En toe ek in die vroeë 70er jare begin om te probeer om my eie liedjies te skryf, toe is ek gedag, ag nee, dit klink verskriklik, wanneer ek my Afrikaanse goed skryf, regtig, dit was nie goed nie, dit was doodgewoon swak. Toe dink ek, maar hoekom probeer ek nie net 'n gedig nie? En ek kies toe daai gediggie van A.G. Visser, Rosa Rosarum, oftewel Roos van die Rose. En ek toonset dit in 1973, en ek dink, dis nie te sleg nie. En dit was die eerste Afrikaanse liedjie wat ek self geskryf en opgeneem het. Maar trilogie was eintlik baie gewild, nie noodwendig wat plaatverkope betref nie, want daar was nie baie bemarking van die plaatmaatskappy se kant af nie. Maar jy het baie optredes gehad en ek dink 'n vorige RSG bestuurder, Sarel Meiburg, het julle die eerste keer op studente waar ja, ons het daar aangekom met ons gitare en ons het daai harmonie kliphard geklap van die liedjies van trilogie in daai tyd. En trilogie was ook al met die toetsuitsendings van TV in Suid-Afrika in 75 gereeld op die televisie. Ja, baie gereeld. Ons was gereeld daar gewees en dit was absolute openbaring om skielik oral erken te word deur mense wat jy op die TV gesien het. Jy het so 'n mooi storie wat ek dink by Magnolia Dal wat 'n seentjie na jou toe gekom het en gesê het sy ma gaan vir jou kom luister. Ja, hy sê vir my, ons sou die aand, Christa Steyn en ek sou die aand by Kerslig Vers en Melodie optree in Pretoria by die Staatsteater. Seentjie kom na my toe, hy sê vir my, Janie de Tooy, my mamma gaan vanaand vir jou sing luister. Jy het 'n toekenning vir trilogie gekry, dink ek, American Song Festival, erevermelding of so iets. Ja, dis reg, 1976. Ons het Droomlangs Stille Waters in 75 geskryf. Dis 75 en 76, toe het die platenmaatskappy EMI ons ingeskryf vir die American Song Festival. En volgens die ou wat dit gedoen het, Ernie Schroeder, wat 'n groot kop in die musiekbedryf van daai tyd was, het vir ons na die tyd gesê, daar's elke jaar so 100 inskrywings van Suid-Afrika wat gestuur word, en ons was die enigste Afrikaanse een wat ingestuur is, maar ons was ook die enigste Suid-Afrikaanse inskrywing wat iets gewen het, en ons het 'n Honorary Mention Prize gewen van $50
Nou ek wens die dollar was toe so sterk teen ons as nou. Daai tyd was dit net 'n braaivleis wat ons vir Sonja hulle en vir Anton hulle genooi het en hulle het saam met ons 'n braaivleis gehou toe die $50 ook daarmee heen. Maar groot vreugde. Maar die studentelewe duur ook nou nie vir ewig nie en al sê jy het 'n verlengde studenteloopbaan gehad, maar jy word toe 'n staatsaanklaer. Ek het aangekla vir 6 maande hier in Johannesburg en daarna by die staatsprokureur in Pretoria my leerklerkskap gedoen. So ja, ek het my 'n tyd lank in die regte bevind. En in daai tyd het jy 'n liedjie vir jou geskryf nadat jy gaan stap het want jy's baie lief vir stap. Ja. En ek sien jy sê daai staproete het 'n ouderdomsbeperking. Nou ja. Hy het beslis nou eene. Witelskloof. Die ouens wat stap as hulle nog nie daar was nie met 'n plan maak. Witels, dit is by die Kaapstadse Mountaineering Club wat jy moet gaan bespreek. En ek het baie dae gestap. Seker die eerste keer dink ek sou 77 gewees het. Presies reg, want 78 het ek 'n liedjie vir jou geskryf. En daarna seker 10 keer in totaal. Maar die ouderdomsbeperking het my gevang toe ek die vorige keer daar was. Vertel ons van liedjie vir jou want dit is nie net oor Witelskloof nie, dit is so. Ja, daar's 4 van die stappe, nee 3 staproetes wat spesifiek vermeld word in die liedjie eintlik. Die eerste is begin met die Willekeu's. Ek dink vanaand aan jou in die Willekeu's se golwe. Daar het ons baie gestap as student al gereeld daar gestap saam met ek was lid van die stapklub hier so by RAI gewees. Tweede versie gaan oor die Visrivier Canyon in Suidwes Namibië. Daai tyd ons daar eerste keer gestap het was nog Suidwes gewees en dan oor ek noem net die Kaapse berge, maar eintlik verwys ek na die Witelskloof waar hierdie wonderlike wit proteas teen die hange gesien het, die water, so 'n watervalletjie daar, te pragtig en die helder water wat 'n ou daarin kan moet swem. Jy word met daai kloof word jy 'n stuk of as ek dit reg onthou is daar so 11 verpligte swemme. Jy moet op 'n manier deur die water van daai punt tot daai punt kom, die kloof maak so toe, jy het geen keuse nie. En dan om in daai water te swem, daai helder water, want jy kan so hap daarna en want dit lyk so lekker en jy kan die klippies daaronder sien, so helder is dit. Jy's baie lief vir stap, maar eintlik vir sport ook want jy het op skool, dink ek van laerskool tot universiteit het jy rugby gespeel en maar stappe is vir jou 'n amper 'n sielsding. Ja, dit was 'n groot deel van my lewe gewees, soos ek gesê die ouderdomsbeperkings het maar bietjie ingetree hier en daar en ek kom eintlik ook te min daarby uit 'n ou. Ek nou maar eerlik vir jou sê, musiekloopbaan is geneig om 'n ou nogal besig te hou. Ek het ook heeltemal te min gestap in die afgelope tyd. Gelukkig, as ek op Clarence kom, dan dwing my swaar my. Ons het altyd ook saam gestap, Bastiaan Verhoek. Hy dwing my altyd om 'n bietjie te gaan saamstap en dit doen ek met die grootste liefde en graagte. Kom ons praat bietjie oor 1979, soort van 'n waterskeidingsjaar vir Afrikaanse ligte musiek, soort van die begin van die musiek en liriekbeweging of die luisterliedjie wat uit die Nederlandse kom. Ek dink jy sê 'n luisterliedjie is net soort van die ligte weergawe van 'n kunstlied. Is jou definisie daarvan? Ek dink so, ja. Waar die musiek en liriekbeweging, jy sê ook dit was 'n amper 'n soort van 'n proses of dit was nie 'n eensklapse ding nie. Dit met Rosa Keet in die Lagerteater of by die Markteater begin of. Ek dink die hele ding is daarom so 'n bietjie begin deur die Afrikaanse diens van Radio Suid-Afrika, want Nick Swanepoel saam met 'n paar ander mense, ek dink juis Rosa Keet was een van die mense, maar beslis ook Stefan Bouwer, het 'n program uitgesaai, die fyn net van die woord. Dan het Nick van die gedigte voorgedra, Lorika het toonsettings gesing, miskien nie net toonsetting, ek dink grootliks dalk toonsettings, en op die manier klomp mense laat wakker skrik daarvoor dat daar eintlik ander moontlikhede ook in Afrikaans is. Dit het toe gelei na 'n program, so dit is nou die fyn net van die woord. Toe kom Merwede van der Merwe en lê iets voor aan die SATV seker daai tyd met die titel Musiek en Liriek. En sy het gesê maar sy wil gaan kyk na daai soort van liedjies, en as ek reg onthou was dit Mynie en Lorika en Sias Reineke en Des Lindberg was die 4 sangers gewees en dit regtig groot aandag getrek. Mense was
regtig opgewonde oor nuwe klanke in Afrikaans of nie dit wat so bietjie anders was as wat die deursnee was in die tyd. En toe besluit Rosa en dan nou ek weet my vriend Louis van Rensburg, Voshaarnooi Louis en 'n paar ander, Stefan Bouwer spesifiek ook, het toe gesê maar hoorie so, kom ons reël 'n ding in die lager van die Markteater. Ek dink dis April 79 gewees. Dit stadium nog seker gewees van die datum ook, dalk 27. Die program, die optrede daar was baie suksesvol. Jy weet dit is eintlik die bakermat van die protes in Johannesburg gewees. Nou hierdie was ek eerder maar dan 'n protes teen musiek wat 'n bietjie te eenselwig was. Ons sin of kom ons sê liedjies, tekste en dis meer wat 'n bietjie te eenselwig was en 'n bietjie 'n nuwe bries wat daar ingebring is, daar by die lager in April 79. Liriek en die melodie was nog altyd vir jou belangrik, selfs in vele in trilogie ook. Hoekom is dit vir jou so belangrik dat die twee, kom sê maar, met mekaar moet trou? Dis 'n moeilike een. Ek dink, en dit het ek by die Nederlanders gehoor, hulle praat van wederwysige respek. Respek vir die musiek en respek vir die taal. So die musiek moet nie geweld aangedoen word in die ding nie en die taal moet ook nie geweld aangedoen word nie. En dan is daar die moontlikheid van regtige artistieke geheel. Artistieke geheel is die doel vir my. En dis waarom dit vir my belangrik is. Ek sê nie dit moet vir almal belangrik wees nie, maar wanneer dan 'n lied ontstaan, kom ons noem nou Vincent. Starry Night. Luister na die musiek, kyk na die taalgebruik. Elke dingetjie in daai lied maak dat dit 'n artistieke geheel is wat regtig sin maak en wat die hart raak. Voel ek, dis hoe ek dit nogal sien. Dink die trilogie was 'n bietjie sy tyd vooruit? Dis sal nou baie braggerig wees om dit te sê, maar jy weet dit was die tyd van folk wêreldwyd. Die Crosby, Stills en Nash & Young, ons het Sweet Judy Blue Eyes, maar dit het Hilton eintlik gedoen. Ons het Sweet Judy Blue Eyes op die verhoog gedoen en dan het die gehoor natuurlik ophou dans en gesit en luister, want dit is 'n fantastiese stuk musiek en teks wat bymekaar uitgebring is deur van die beste van die tyd. So as 'n mens sê die tyd vooruit, ek dink miskien was daar net in daai stadium nie so baie belangstelling in daai soort van ding in Afrikaans nie. Terwyl ek wil sê amper sê miljoene, maar honderde duisende Afrikaanssprekende mense met groot oë gesit en luister het na Simon & Garfunkel met hulle pragtige tekste en harmonieë en alles en na Crosby, Stills en Nash & Young en na die Beatles en so aan. So ek wil sê miskien was daar in daai stadium net nie genoeg aandag vir die soort van ding in Afrikaans gewees nie. Daar is al akademiese artikels hieroor geskryf, maar oor Margaretha Straat 28 in Pretoria en eintlik dit klink amper vir my soos 'n magiese plek, maar dit was al soort van 'n prutpot van nuwe talent en nuwe idees en nuwe musiek. Dit is nogal hoe dit op die ouend gebeur het. Party mense dink dat die musiek en lyriek beweging daar ontstaan het. Nee, definitief nie. Dit het ontstaan in Johannesburg by die Markteater en dit was net in die tyd toe baie mense belang gestel het. En 'n vriend van my, Johan Creer, het pragtige liedjies geskryf, braakgeloop in die regte. En hy sê vir my, "Joh, wil jy nie vir my 'n goeie woordjie by 'n platemaatskappy maak doen nie?" Sê ek vir my, "Johan, dis nie so eenvoudig as dit nie. Ek dink ons moet eers laat mense jou liedjies hoor." En toe het ons 'n aande begin reël in Pretoria wat toe op die ouend heeltyd in Margaretha Straat gebeur het, want dit is makliker om te sê een plek. Jy kan maar enige Vrydag aand gaan, daar sal iets gebeur. Moeilik as jy moet rondsoek waar gaan dit nou volgende gebeur. So dit het toe in Margaretha Straat gebeur vir 2 jaar lank. En natuurlik het ek teen daai tyd al vir Koenie ontmoet, ek het teen daai tyd al vir Koos du Plessis en vir klomp van die mense het ek goed geken. Hulle genooi, hulle het van tyd tot tyd gekom, Koos was min of meer elke Vrydag aan daar, maar ander mense het gehoor, veral die wat nou ook 'n bietjie geskryf het en so aan, en daar opgedaag, en hulle liedjies gesing, en ons het gesê, jene jong, dit klink fantasties, maar ek het 'n voorstel oor jou liedjie, jy weet, tipies, of sing weer daai wat jy laas gesing het, ons wil hom weer 'n keer hoor, want ons dink jy's op pad ergens heen.
dit het 'n soort van 'n sê maar 'n werkswinkeltjie geword vir mense wat probeer het om artistieke liedjies in Afrikaans te skryf. Jy het nou 'n paar name genoem wat daar was, ons sal nou 'n bietjie meer nou oor Koos Du Plessis praat, maar Connie de Villiers, selfs Annelie van Rooyen wat bietjie Annelie meer was kommersieel later geword het. Ja, jong, kyk, vir my bly haar mooiste liedjie nog steeds haar toonsetting van NP van Wyk Lou se Nagliedjie. Die manier waarop ek moet daar wees, sy was toe regtig 'n kind, sy was nog op skool. Hoe sy daai teks gevat het en net presies die regte musiek daarvoor geskryf het. Dit het my altyd verstom. Inderdaad, sy was soos Koos ook een van die wat omtrent altyd daar was. Dit was regtig geïnspireer gewees oor dit wat besig is om te gebeur en wou ook by ander leer, maar ook help om ander dalk weer touwys te maak wat minder ervare, selfs as sy was in daai stadium. En hoe het so aandgewerk? Was dit net spontaan? Want ek weet, Ja, jy en Andy het al 2 dae gebly. Andy het vir 'n tyd daar by my gebly en juis in die tyd toe ons begin het met die liedjieaande, het hy 'n tyd lank met my die huis gedeel. En as nie een van ons daar kon wees nie, is hom oopgelos. Is dit waar jy Koos Du Plessis ontmoet het? Want julle het mekaar op die ou en dink ek 5 jaar geken. Ja, voor hy oorlede is. Nee, ek het hom 'n slag ontmoet by daar was 'n ding wat gereël is deur ek dink amper dat die FHK en miskien die Afrikaanse diens daai tyd saam, daar was 'n soort van 'n konferensie oor hierdie hele ding. Ek noem dit nou sommer 'n konferensie. Wat sal 'n mens nou so 'n ding noem? Waar almal nou 'n bietjie gesels oor hierdie nuwe verskynsel, jy weet in Afrikaans. Baie mense het gesê dis as jy so 'n ding doen, dan gee jy die ding sommer 'n doodskoot van die begin af. En ek dink dit het dalk so 'n tipe ding wel tot gevolg gehad. Maar nee, ek het Koos daar vir die eerste keer ontmoet. Dit sou 79 gewees het en hy het ook al by die musiek en liriekaande in die Markteater het hy ook al opgetree in 79. Van die ander het ek vir Connie het ek ook in daai tyd ontmoet. Lukas het later aangekom, Koos het hom daar aangesleep. En Lucas Marie. Lucas Marie, ja. Clarabel van die kerk, nee, sy het in Johannesburg gebly. Dit was maar 'n grootlikse Pretoria ding. Al die mense wat ek nou van gepraat het, is Pretoriaaners gewees. Janita Klaasen byvoorbeeld ook. En my goeie vriend Louis van Rensburg was nooit daar nie. Want hy's ook 'n Johannesburger gewees. Dus nou nie of ons die ding gaan staan en geadverteer en so aan dit nie. Mense het net gesê, hoe lyk dit, gaan jy 'n draai kom maak en ja, ek maak 'n draai en so die ding baie spontaan en vreeslik informeel gebeur. Daar was geen toegangsgelde ooit gevra nie. Ek dink jy het in Oktober 1981 of was dit 1980 wat jy bedank het as 'n prokureur of jy regsberoep vaarwel geroep het. Ja. En jy's toe dadelik tikkies toe saam met prof Chris Lamprecht gewerk as kultuurbeampte van die Universiteit van Pretoria. Ja, hy het my daar aangestel en ek sal nooit genoeg dankie kan sê nie. Ek was nou by hom gewees. Hy trek hier by 97, 98 en jy kan nie glo nie as jy hom sien nie, maar ja, hy het net een van daai groot dinge na my toe laat kom en ek sê vir myself, miskien juis omdat hy gesien het ek is nogal taamlik gefokus op die artistieke, dat hy vir my die geleentheid gegee het, maar wow, wat 'n geleentheid was dit. Kom ons praat oor Lulurai van Langehoven wat jy as 'n musiekblyspel opgevoer het saam met Anna Neethling-Pool in daai tyd wat jy die kultuurbeampte was van Tikkies. My eerste program by Tikkies was luister na die liedjies. Dit was so 'n oorsig oor die ontwikkeling van Afrikaanse musiek van die volksmond tot musiek en liriek wat toepas eintlik nog aan die gang gewees op 'n manier. En na professor Anna Neethling-Pool die program gesien het, toe kom sy na my toe sê vir my, meneer De Tooy, ek is beïndruk met uw werk. Ek sê, baie dankie prof. Sy sê vir my, weet u wat u moet doen? Ek sê, nee prof, ek weet nie wat ek moet doen nie. Sy sê, u moet 'n Afrikaanse musiekblyspel skryf. Dit is presies waarvan ek droom, vandat ek begin Afrikaanse liedjies skryf het. Want ek is so geïnspireer deur Sound of Music, ek onthou, spesifiek in daai stadium, was dit nogal Oliver, waar ek gedink het, wow, dat die ou daai hele verhaal in liedjies kan laat afspeel. Elke ou se blik na 'n spesifieke onderwerp kan omskep in 'n lied wat hy sing, ergens. Dit was my fantasties en toe sê ek, asseblief prof, natuurlik wil ek. En sy sê toe, en dit sal Lulurai van Langehoven wees. Sy het my nie eers laat wag nie, het dadelik vir my gesê, en sy het aangebied om die regisseur daarvan te wees, met te help om die verhoog inkleding, die verhoog teks te hanteer,
En so het ek het toe die musiekblyspel geskryf. Daar is 'n fantastiese storie oor sy het saam met jou gery en so effens geswets en Evenkies. en toe het jy 'n opmerking gemaak en Ek sê vir Anna, moet nie vir my vloek nie. En sy trek los en sy begin swets vir kilometers lank. En toe sy klaar is, toe sê sy, dis vloek. en gaan julle nou weer vir Lulu-Rai opvoer? Ag man, ons het gehoop dat ons in die feesjaar die 100-jarige bestaan van Afrikaans, veral in die lig daarvan dat dit Langehoven teks is en dat Langehoven op 'n manier, natuurlik nie op 'n manier nie, hy is die ou wat eintlik maar daarvoor gesorg het dat Afrikaans sy amptelike erkenning in 1925 kry. Ons het gehoop om in 2025 dit dan weer op die verhoog te hê, die volledige musiekblyspel. Die fondse het dit nie toegelaat nie, maar ons het toe so ek wil amper sê 'n kort opsomming van Lulu-Rai met 'n groot klomp van die liedjies wat ons op die oomblik aanbied. Vreeslik lekker om daai liedjies weer te sing vir die eerste keer sedert 1984. Jo. Dit weer op die verhoog te sing. Regtig lekker, maar 'n klein produksie wat ons noem Langehoven se ruimtedroom. En Fiarika Heinz, wat destyds die vrou van Langehoven was, my vrou in die produksie, is weer my vrou. En dan het ons vir twee skitterende musici op die verhoog. Dit is Marcel Dednam en Annelie Du Plessis Hoëberg, sy speel die fluit, hy die klavier, en 'n jong aktrise, wonderlike jong meisiekind met die naam van Zandel Meyer. Sy was by Marlies se verhaal wat teen die rugbypaal vasgery het. En dis hy daai fliek sy die hoofrol gespeel daarin en sy maak 'n pragtige verteller en speel die rol van ons dogter. Dis nou Langehoven en vroutjie se dogter. Dis 'n regtige vreugde om die program weer aan te bied. Ons kyk 'n bietjie wat se geleenthede daar nog op ons pad sal kom vorentoe. Daar was twee ander musiekblyspele ook wat jy nou genoem het, maar in daai tyd het julle ook, ek dink jy en Lukas, en op die ou end was Koenie ook betrokke, 'n plaat opgeneem vir Koos Du Plessis wat 'n paar jaar tevore oorlede is. Koos se plaat. Dis reg, ja. 84 is Koos oorlede en vandat hy oorlede is, het ons heeltyd in die tyd daarna gedink, moet ons nie iets doen ter ere van Koos nie? En die antwoord was gewees, kom ons neem goed op wat Koos nooit self opgeneem het nie, maar waarvan ons opnames gehad het. En ons het heeltyd gepraat van die plaat en ons nie 'n naam daarvoor gehad nie. Toe sê Lukas, ag man, ons praat heeltyd van Koos se plaat, noem dit sommer net Koos se plaat. En dis hoe dit gebeur het en dit was Nick Taylor, Lukas, Koenie en ek wat die plaat opgeneem het in 1988. Dit is ook die eerste keer wat Gebed opgeneem. Ja, Lukas en ek het die eerste bekende weergawe van Gebed toe opgeneem. En daarna het julle saam met Karel Tennyson vir jou gevra en toe Somerkersfees het jy 'n stukkie bygeskryf en toe dit ook opgeneem en dis nou eintlik in die liedboek van die kerk. Ek kan eerlikwaar sê as Tini Tennyson nie die lied onthou het nie, dan glo ek nie sou ons ooit Somerkersfees weer gehad het om te sing as 'n Kerslied nie. Dit was vir die Kersprogram op SATV in 1989. Wat is nou net voor so 1990 ongeveer regtig bekend begin word. Koos se invloed op jou musiek, jy het verskeie programme wat Koos huldig, Doep is nie dood nie, jy het saam met Christa Steyn ook klomp goed gedoen. Koos se invloed op jou en jou werk? Ek het geen twyfel dat die bewondering wat ek vir Koos Du Plessis het, dat dit 'n rol sou gespeel het ook in my skryfwerk daarna nie, want die pragtige manier waarop hy woorde en musiek bymekaar kan uitbring. Ek dink dis ongeëwenaard in Afrikaans en omdat ek so baie aandag daaraan gegee het, so baie dit gesing het, sou dit sonder twyfel my beïnvloed het, nie twyfel daaroor nie. Toe jy weg is by Tikkies, toe word jy aangestel deur Truk en dink Annelie van Rooyen daarmee begin. Annelie het die liedjie aande van Margaretha Straat verder gevat. Hoe dit ophou, het sy met 'n voorstel gegaan na Truk toe, 'n program voorstel en toe's Kerslig vers en melodie so gebore en toe sy dan nou opgehou het daarmee. Dis net mooi in die tyd toe ek klaar gemaak het by Tikkies en ek het vir 'n tyd lank vir Truk
dit hanteer, ja. Jou liefde en invloed van kleinkuns. Ek dink jy was op 'n koortoer toe jy die eerste keer Europa toe is, ad libitum dink ek. Reg. En daar het jy eintlik sit van kleinkuns ontdek wat op 'n manier toe nou Herman van Veen en Sjoel de Korte Ja. en daar het jy agtergekom, jy weet dis eintlik maar wat jy hier probeer doen ook met die luisterliedjie of die musiek en liriek. Absoluut. Dit was duidelik dieselfde idee. Net daar is weet tientalle topkunstenaars wat hulle daarmee besig gehou het vir dekades. So die vlak daarvan was regtig terwyl die deursnee musiek daarby hulle ook baie soos onsinne is en daar ook hulle noem dit smartlap wanneer die liedjie nou regtig 'n trane trekker is. Daar is 'n baie wye verskeidenheid, maar die hoogtepunte van hulle kleinkuns is regtig baie hoog. Die eerste keer dink ek toe ek ooit in my lewe jou hand geskud het was in Amsterdam by Maurice Jorrison. Ek dink jy het in sy Wat? een woonstel gewoon. Die Laalande se invloed op jou musiek en jou denke oor musiek. Vertel ons bietjie daarvan. Ja, die eerste keer toe ek Herman van Veen hoor, natuurlik, ek was totaal uit die veld geslaan eintlik. Want hier hoor ek nou Afrikaans wat dan gesing word op die vlak wat ek dit graag sou wou sien, dat Afrikaans moes wees. Daar's 'n album wat ek toegekoop het wat pas uitgekom het 'n jaar vroeër met die titel De Wonderlike Avonture van Herman van Veen. En dit is 'n wye verskeidenheid musiek, maar elke liedjie is verwerk soos wat die liedjie verwerk wil word. Nie net is 'n versiersel wat gesmeer is oor elke koek, presies dieselfde versiersel nie. Elke stukkie koek is mooi bekyk en dan sy versier soos daai stukkie koek versier moet word. Dis wat was my gevoel gewees. Daar was 'n liedjie gewees wat omtrent net 'n akoestiese gitaar en 'n pyporgel het. En dan die volgende oomblik is dit koperblasers wat kliphard skreeu, want Herman van Veen sê dan nooit is dit rustig, kan dit nie maar bietjie stiller gaan nie asseblief, en dan blaas daai koperblasers. Jy weet, so elke liedjie is verwerk soos wat hy verdien om verwerk te word. Daar's nie maar net 'n algemene doep, dis is 'n resep. Vir my is dit 'n resep gewees daai tyd wat spesifiek 'n resep was. En ek vrees in die jare daarna was daar weer nuwe resepte, maar die resep is dan weer te veel herhaal. En Sjoel de Korte, Toe ek hier kom, toe is my ma die matrone van 'n Nederlandse aftreeoord in Pretoria. En sy vertel vir suster Strydom daar dat haar seun dan nou so belangstel in Nederlandse musiek en onmiddellik het suster Strydom vir my die langspeelplaat van Sjoel de Korte gegee wat vir my eintlik my grootste invloed, dink ek, my grootste musiekinvloed in my lewe was. en jy het hom toe ontmoet of hom gaan Jare later, ja, nadat ek 16 jaar sy musiek beluister het, het ek hom ontmoet in sy huis in Nederland en ons het 'n bietjie saam musiek gemaak en wat 'n wonderlike ding is, toe ek Ramkiki 'n jaar gelede saamstel, toe ontdek ek die opname wat Sjoel de Korte en ek gemaak het van die Afrikaanse wiegeliedjie. En dis op my ou Ramkiki is daar die opname wat ek in Januarie 96 saam met my held gemaak het van die Afrikaanse wiegelied. Ons moet gesels oor Christa Steyn en julle verhouding. Het dit in 85 begin met 85 het oom Michael Grobbelaar, die stigtende direkteur van die Johannesburgse Stadskouburg, het ons genader om saam 'n program te doen. Ons het toe in 86 begin saamwerk, 25 jaar later, 2011, het ons eers opgehou, want toe is Christa met kanker gediagnoseer. Volle 25 jaar van my lewe het ek daai voorreg gehad om alles wat ek nie gekry het deur daai samewerking nie, is net ongelooflik. Ja, ons was saam in 20 lande gewees en musiek gemaak in 20 lande, wat 'n ongelooflike tyd was in my lewe, geweldige invloed ook en 'n groot voorreg. wat vir my baie interessant is en jy het dit saam dink ek saam met Logner de Kok ook gedoen, blokkieraaisels ingevul. Ja, ons het op die pad blokkies raaisels ingevul. Dit was 'n lekker manier om die tyd om te kry. Geniet jy nog steeds blokkieraaisels? Ja. Ek het in begin van die 90er jare besluit ek met my Nederlandse spelling en woordeskat 'n bietjie uitbrei. Dus ek vir 10 jaar lank net Nederlandse blokkiesraaisels gedoen. Ja. En toe het ek besef, maar weet jy wat? Ek moet my Engels verbeter.
toe begin ek en ek doen van toe af eintlik, want ons kan ons almal Afrikaans, ken ons Afrikaans goed genoeg en my Nederlands het genoeg verbeter van daai 10 jaar, maar hoeveel moeiliker is dit om dit in Engels te doen as in Nederlands? Terwyl dit tog 'n taal is waarmee ons groot geword het. Ek dink dis die rykdom van Engels, die woordeskat so ongelooflik ryk is, wat dit moeilik maak. En ek kan met eerlikheid sê dat ek vat tyd om 'n Engels of lokusraaisel in te vul teenoor Afrikaans of Nederlands. JNS Musiek, hoe het dit ontstaan en hoekom het jy dit begin? Want jy het groot name van Amanda Strydom tot Mimi Koortse, Koenie de Villiers, Lucas Maree, Christa Steyn se eie albums ook het jy uitgegee. Ja, ek het my eerste langspeelplaat gemaak met die naam JNS1, want ek het die bynaam gehad van Janus op skool en in die koshuis op RAI, so die JNS kom daarvan af, en ek het gou gesien, as gevolg van die soort van musiek wat ek maak, moet ek 'n onafhanklike ding doen, en ek het my eie ding gedoen so, en vir 'n klompie van my vriende het dit ook goed uitgewerk om dit so aan te pak. Ja, baie ouens was dankbaar vir die bestaan van JNS Musiek, en ons het op die ouend so in totaal so skuins oor die 200 albums uitgereik. Toe daarna het die wêreld net soveel verander dat 'n ou maar liewerster maar van die ander maniere om dit versprei gebruik begin maak het. Interessant, jy was die derde kunstenaar wat 'n CD in Suid-Afrika uitgebring het, en dit via Taiwan. Ja, ek en Christa, jy het gepraat van Taiwan, ons het daar opgetree, en ek het 'n kontak gekry met ouens wat op pad was om die eerste CD-fabriek in Suidoos-Asië op te rig. En met hulle kontak gehou, en die oomblik toe my album Palet gereed is, toe het ek hom vir hulle toe was hulle net het hulle net begin om CD's te maak. My CD was ook een van die heel eerstes wat hulle gemaak het, en dit was taamlik na aan die begin van tye wat ouens Afrikaanse CD's gemaak het, ja. Ons sit nou hier in Agterplaas, die gastehuis wat jy begin het, wat jy sê nou nie meer heeltemal aan jou behoort nie, maar jy het nog 'n noue verbintenis daarmee. Noue verbintenis, ja. Maar op 'n manier het Melville, waar Agterplaas is, ook in jou lewe 'n rol gespeel met die Mixer koffiehuis. Ja. En op die ou end dink ek het van die Mixer se personeel by die Agterplaas geland. Heeltemal reg, ja. Badia Isaacs, wonderlike mens van ons omgewing. En selfs 'n liedjie oor haar geskryf. Eintlik oor haar en Logner en die Mixer. wat ek noem koffiekafeetjie. Ja, mense is geneig om aan plekke ook baie waarde te heg, en Mixer spesifiek. En omdat in die stadium toe ek hier iemand nodig gehad het by Agterplaas, toe het Badia nie meer daar gewerk nie, en sy was in die mark gewees om betrekking te aanvaar, en toe het ek haar aangestel hier. Sy was jarelank die engel van Melville, het ek haar genoem. Ek meen, jy en Christa en Logner en was 'n hengske klomp kunstenaars wat daar opgetree het, want dit was maar 'n intieme ruimte. Ja, dit was vroeër 'n fliek, toe ek op RAI was dit 'n fliek gewees waar ons heen gekom het. En dit natuurlik teen daai tyd het dit nie meer bestaan nie. So baie mooi ruimte met 'n verhogerige dingetjie, soos wat die ou fliekteatertjies gehad het. Scala was die naam van die fliek gewees, en dit was 'n heerlike ruimte vir konserte. Altyd maar etetjies daar bedien saam met die konsert. Jy het baie toekennings ontvang deur jou loopbaan. Ons het nou nog gepraat van die Amerikaanse toekenning, die eerste een, maar jy het 'n klomp toekennings by die ATKV gekry, die rapportryers, die FHK en so aan. Maar jy het ook 'n erepenning gekry by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, wat eintlik 'n baie groot toekenning Wel, ek beskou dit as 'n baie groot eer, ja, inderdaad. Wat beteken toekennings vir 'n kunstenaar? Ek wil amper sê die grootste was die $50. Die ander goeders het geen sulke belonings betrokke nie, maar ek dink net dis lekker om te voel dat mense erkenning gee aan wat jy gedoen het, want natuurlik het ek dit gedoen vir myself. Ek het gedoen omdat ek dit geniet. Ek het nie gedoen omdat ek wou probeer hierdie wonderlike taal van ons dien nie. Ja, ek hoop dit het, maar dis nie hoekom ek dit gedoen het nie. Ek het gedoen met mal is daaroor. Dit is my lekker om te sing. Dit is my lekker om liedjies te skryf.
Jy het in 'n stadium by JNS Musiek eintlik wys op jou soort van noem dit maar beginselvasheid. Het jy vir Kurt Darren gesê hy moet eerder 'n ander platemaatskappy wat beter gaan pas by hom? Ja, Kurt het my kom sien en ek het gaan luister. Ek het hom sê, Kurt, jy gaan regtig baie geld maak. Jy gaan uitstekend doen, maar dis nie wat ons doen nie. As ek Kurt Darren sou aanvaar het by JNS Musiek, vrees ek sou hy nie naaste by die sukses gehad het wat hy gehad het nie. En hy het ook vir my later gesê nee, hy verstaan wat ek vir hom sê en hy weet hy moes by 'n plek land wat spesifiek fokus op daardie soort van musiek en op die bemarking wat dit nodig gehad het. Jy weet, jy het groot bemarking nodig en jy het 'n klomp dinge nodig wat ons in daai stadium van JNS se kant af nie kon bied nie. Jannie, toe ek groot geword het, baie klein dorpie het mense maar baie beperkte blootstelling goed en jy het ongelooflike musiek vir my oopgebreek met jou lirieke en ook jou ander goed soos Jacques Brel en so aan. Waarop is jy trots? Ja, ek is trots daarop dat ek 'n klompie verhoogproduksies byvoorbeeld en plaat CD-opnames het wat ek kan wys en kan sê hierdie het ons kliphard aan gewerk, kliphard aan gerepeteer en nou is die program op die verhoog. Ek dink nou maar aan sê maar my Nederlandse program van die afgelope jaar, De Wals van die Liefde. Ek sing 40 jaar lank al in Nederlands. So ek kry regtig baie komplimente van Nederlanders wat sê, "Ja, ek het eerlikwaar gedink jy moet Nederlandstalig wees." Toe ek geluister het na jou uitspraak. Nou dis 40 jaar se harde werk, maar ook gaan soek en gaan ontdek en dit of dan bring en jou eie maak en op die verhoog sit. So ek is trots op sulke produksies wat ons nou laasweek die 5 produksies op die verhoog kon sit. Elkeen van hulle regtig baie trots op. Is daar iets waaroor jy spyt is? Soms is ek spyt dat ek nie maar tale gaan studeer het nie, maar ek het op die ou net ek het darm 'n honneurs in Afrikaans by Tukkies gaan doen later jare. Ek het Duits spes gaan doen want ek in Duits belangstel. Ek het selfs 'n bietjie Frans gebestudeer. Maar op die ou end dink ek as ek dink die agtergrond wat ek gekry deur die regstudies, dalk tog maar nie spyt daaroor nie. Dit kan ook net gewees het dat as ek te ernstig op die tale gekonsentreer het, ek dalk in die akademie te sterk sou belang begin stel en dalk in daai rigting gaan het. Ek dink dit als het uitgelei tot waar ek baie graag wou wees en dit is vir 55 jaar lank te sing en te skryf in Afrikaans. Is daar iets wat jou verveel of wat vir jou geweldig oninteressant is? As jy vir my vra wat ek vervelig vind wat musiek betref, dan kan ek seker vir jou sê dat akkoordprogressies wat te lank net by 1, 4 en 5 bly. Die pragtigste liedjies op die aarde is op 1, 4 en 5 akkoorde geskryf. Maar as al die liedjies van 'n liedjieskrywer 1, 4 en 5 is, dan verveel dit my. Dan wil ek eerder sê maar hoekom het jy nie net op daai plek geskuif na iets meer interessant wat net jou teks sterker sou laat oorkom nie. Dit sou ek sou sê as dit nou oor musiek gaan, natuurlik is daar baie ander goeters. Ek kan nie te lank vir wedrenne kyk nie. Gee dan maar liewer vir my tennis of cricket. Jy weet, maar wedrenne vir ouens wat om en om jaag. Ja, as jy genoeg belangstel in die krag van daai voertuig en 'n klomp ander dinge, maar vir my om dit te bekyk is 'n bietjie vervelig. Saam met wie sou jy baie graag 'n album wou opneem? Saam met Mynie Groewe. Mynie het 'n pragtige stem en 'n wonderlike musiekaanvoeling en ek sal maar weer by haar gaan skimp. Ek het al 'n slag geskimp. Klomp van jou vriende is al oorlede, Louis van Rensburg, Christa Steyn, Lucas Maree en so aan. Hoe dink jy oor verganklikheid en die dood? Ja, ek sou sê as 'n mens nie 'n hoop na die dood gehad het nie, dan sou dit maar vir my moeilik gewees het. So my geloof in ewigheid is vir my 'n anker om aan vas te hou. En ek is geneig om in my liedjies nogal van dit vas te vang, omdat dit vir my so belangrik is. Maar verganklikheid, die feit dat sê net maar 'n ou soos Koos weg is, dis seer. Dis en veral mense wat sommer net skielik weg is. Dit is baie moeilik om te hanteer. Maar my eie verganklikheid, ek dink ek het groot vrede daarmee oor die verganklikheid hier. En dankbaar vir die
die kwaliteit lewe wat my gegee is sover in my lewe en ek hoop nog dalk nog lank, dalk nie meer so lank nie, maak nie saak nie, dit kwaliteit het ek wel gehad hier. So die verganklikheid is 'n absolute feit, ons kan nie wegkom daarvan af nie, maar dat ons wat glo aan 'n ewige lewe, dat ons 'n hoop het vir iets beters as wat hier is tog baie belangrik vir my. 2018 dink ek is jy getroud en jy lyk baie gelukkig en kan nie uitgepraat raak daaroor nie. Ja. Vertel ons van jou vrou. Ja, Terina, sy het 'n besondere, so wat ek 'n passie het sy 'n besondere passie vir mense met gestremthede. En sy het dit uitgeleef die oomblik toe sy uit die universiteit uitkom, het sy dadelik begin werk vir die APD, Association for Persons with Disabilities in die Vrystaat. Haar loopbaan tot vandag toe sy aangestel hier by hoofkantoor, afgelope 'n klompie jare is sy die nasionale direkteur. Sy gee diep om en sy het 'n uitdaging wat partykeer voel ek net dis daar 'n bietjie te groot. Die uitdaging wat jy het om werklik waar die lewens van mense met gestremthede beter te maak. Dis nie maklik nie, en werk vir 'n organisasie wat geen regeringshulp kry nie. En hulle doen eintlik die werk van wat die regering behoort te doen. Landwyse organisasie, so 87 jaar oud. En dis maar okay. Dit is 'n wonderlike mens en ons het ek is vrek lief vir haar. Jannie, jy gaan nog die res van die jaar toer. Waar kan mense inligting kry oor jou toere en jou optredes en so aan? Ja, sodra ek nou weer terug by my rekenaar was en my webwerf weer 'n slag behoorlik opgedateer het, dan sal mense kan sien dat ek onder andere met op die gitaar, my program wat ek die afgelope 3-4 jaar al doen, so 'n bietjie gaan aftoer in die rigting van die Kaap, maar veral met Ramkiki. Wil nog so in die volgende jaar vreeslik baie van die aanbiedinge doen, en ek wil vreeslik graag hê dat mense moet weer 'n slag bewus word van wat 'n ryk erfenis ons eintlik het wat Afrikaanse musiek betref. My webwerf janniedetoy.com. Jannie de Tooy, ek dink jy is een van die grootste bydraers tot die musiekskat in Suid-Afrika. Baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels. Dit was regtig baie lekker en insiggewend. Baie dankie. Pieter, ek is meer as bevoorreg. Dankie. Dankie dat jy saamgeluister het. Daar is elke Dinsdag 'n nuwe gesprek met ons land se nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Onthou om die follow-knoppie te druk en as jy die gesprek geniet het, 5 sterre te gee. Kom gesels elke Dinsdag, Land en Sand.